wees nie, so ons vertrou dat ons op die manier ook weer mense het wat toegang het tot hierdie geleentheid. Here, dit is nooit maklik op 'n middag soos hierdie nie, wanneer ons afskeid neem van 'n lewensmaat, 'n ma, 'n suster, 'n vriendin, iemand met wie jy soveel gedeel het. Ons hoop dat die Gees vanmiddag hier teenwoordig sal wees en ons sal vertroos. En dat te midde van die hartseer hierdie ook 'n besonderse geleentheid sal wees wat ons kan vier wie aan die was en wie sy ook vir elkeen in hierdie vertrek was. Kom hierdie Gees, Here, van ons toe die liefde en vertroos ons. Ons gaan begin met die lied wat ons saam sing op die blaadjie en sy afgedruk, dis lied 464. Daar is 3 versies, ons gaan al die versies sing. Oh,
mens van liefde. Liefde en vrede is die woorde waarmee sy geassosieer word. En daarom het ons het goed gedink om vandag 'n stukkie uit 1 Korintiërs 13 voor te lees. 1 Korintiërs 13 van vers 8 af. Liefde val nooit nie, maar profesie, dit sal tot einde kom. Of tale, dit sal ophou. Of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken gedeeltelik en ons profeteer gedeeltelik. Maar wanneer die volmaakte gekom het, sal wat gedeeltelik is ophou bestaan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Nou dat ek volwasse is, het ek die dinge van 'n kind agtergelaat. Nou sien ons wel 'n geheimenisvolle beeld, soos in 'n spieël. Maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ons slegs gedeeltelik, maar eendag sal ons ten volle ken, soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop en liefde. Hierdie drie. Maar die grootste hiervan is die liefde. Tot sover die woord van God. Gras verdor en jonge verwelk, maar die woord van die Here bly ewig staan. Ek lees vanmôre in Filippense 1 hoe dat Paulus die woord liefde koppel aan kennis en insig. En hoe dat hy sê dat vir ons liefde om te groei, moet ons ook groei in kennis en insig. En nou vanmiddag lees ons hier dat daai dinge is tydelik, is beperk, dit kom tot einde. Ek sou graag wil ons moes meer kennis hê, om beter te kan lief hê, met 'n siekte soos fibromialgie wat aangelei het. Sodat ons beter kan lief hê, sodat ons beter kan verstaan hoeveel pyn sy beleef het, maar nie met ons gedeel het nie. Hoeveel dinge sy gedra het in haar liggaam, maar nie oorgepraat nie. Maar met so baie dinge, en ook hiermee, kyk ons maar in 'n doodspoel. Ons ken gedeeltelik. Ons mag oor die dood is maar beperk. 1 Korintiërs 13 kom vanmiddag vir ons beloof dat God nie beperk is tot ons beperking nie. Ons ken selfs vir God net gedeeltelik. Maar God ken vir ons volledig. God ken ons beter as wat ons onsself ken. God het alles geweet wat aan u beleef het. En ons staan nou hier aan die begin van Advent, Sondag 2 Advent is, in die tyd dat ons voorberei vir Kersfees. En met Kersfees vier ons dat God mens geword het vir ons. Dat Jesus in ons mensheid kom indaal het. En kom beleef het wat het is om mens te word. Sodat ons weet, hy verstaan. Hy verstaan. Hy weet wat het is om hartseer te wees. Hy weet wat het is om iemand te verloor, ook aan die dood te verloor. Hy weet wat het is om honger te hê, om te smag na iets. Hy het al my dinge beleef vir ons. Dis nie meer dat hy presies weet wat aan die beleef het nie. Hy het daar nie verlede tye gehad. Hy het al omarm en lief gehad.
vir ons wat hierdie kan staan, is die dood 'n moeilike ding. Want vir ons is dit verlies. Maar vir Annie is dit verlossing. Vir Annie is die pyn nou weg. En beleef sy dat die God wat haar ten volle ken, haar omarm het en haar heel gemaak het en sy hulp kan wees. Dis wat ons hoor. Dis hoekom ons hier is. Dis hoekom ons by 'n kerk afskeid neem. In Korintiërs 13 sê, ons kyk nog in 'n dowwe spieël. Ons ken maar gedeeltelik, maar God ken ons ten volle. En dan is daar baie dinge wat duidelik is. Selfs ons kennis, ook ons pyn, ook ons verlange, ook ons verliese, wat duidelik is daar seker goed wat ewig is, wat ons nie kan verloor nie, en wat die dood nie van ons kan wegneem nie. Dit is die geloof, die hoop en die liefde. Maak nie saak wat met ons gebeur nie. Ons kan dit nie verloor nie, as God vir ons gegee. Waar Annie nou is, beleef sy, hoe dat haar geloof tot volheid gekom het, hoe dat die hoop waarin sy geleef het, uiteindelik in vervulling gegaan het. En hoe dat sy volmaakte liefde nou beleef. Mag dit vir ons elkeen moet lees wees. Mag ons in hierdie tyd daaraan vasthou. Mag ons eie hartseer relativeer met die wete dat Annie nou nie Here het. Dis nie om te sê dit wat jy beleef, Klaas, Edwin, Jani, Anna. Dis nie om te sê dit is klein nie. Dis net om te sê dat is iets grooters, iets mooiers. En eendag sal ons ook daarvan leer. Ons gaan daarna uitsien. Amen. Here, dankie dat U genade vir ons genoeg is. Dankie vir Annie, vir wie sy ook vir ons as vriende, medemaas, maar veral vir haar familie was. Vir die liefde wat sy na self gedra het, die musiek waarmee sy geleef het. Vir die mooi woorde, die eerlike hart, die opregtheid. Dat sy in ons wakker gemaak het. Dankie Here dat die genade vir haar genoeg is. Dat ons vandag kan vier, dat U haar verhouding vir ons gedeel het. Dankie dat ons weet, hierdie scheiding wat ons nou beleef is maar tydelik. Aan U liefde is daar geen einde nie. Amen. Ek gaan vra dat Metlin aan die broer vir ons die bedankings en die watertyd het is verskriklik om hier te staan. Maar ek gaan vir julle lees wat ek geskryf het. En ek sê vir Annie, jy het die Here lief gehad. Maar die Here het jou nie lief gehad nie. Vat 'n mens so 'n vol lewe saam met 'n paar woorde, ek weet nie, maar gaan probeer. Ek onthou Annie as 'n klein lewenslustige dogterie met onbeperkte selfvertroue en 'n wil van haar eie. Ek onthou dat ons huis op Wellington het so 'n periode gehad. My ma het gesê dit was 'n lean-to, waar
waar my pa 'n wingerdstok geplant het, en hy het dit opgerang. Maar dit het vir ons lekker toegang gegee tot bo op die dak, en dan kon jy nog verder bo op die dak klim. Sy was so 4 jaar oud en het opgeklim en bo op die nok van die dak van 'n staandak gaan sit en daar voetjies so afhang en so geskop het. Groot plesierigheid, tot die buurvrou in Louise Poort vir my pa gesê het, kyk waar sit aan en hy het so boerbok teen daai periode uitgehardloop en daar bo van die dak gaan afhaal. Nog 'n geval was toe sy weggeraak het by die kleuterskool. Typies aan nie, jy raak weg by die kleuterskool. My ouers val toe baie stadium met skool gehou en die kleuterskool het gehaal, wat gebel en mal van bekommernis het vir haar gaan soek. Waar kry hulle haar by die huis? Natuurlijk gevra hoe sy by die huis gekom en sy het vir hulle rustig vertel dat sy vermoes dit nou vandag by hulle met skoetertjies rond in die dorp kom vir jou die kos by die huis te kom aflaat. Maar Moes het die groceries van die Koen Hossop af gaan aflewer by mense wat het bestel het. En hy het daar op sy fiets getel, huis toegevat en toe my ma vir haar vrou, kom het sy weggeloop, toe sy wil nie 'n appel gehad het. Op skool was sy sportmaals en alles wat doen, behalwe geleer. Sy was regtig slim. Sy het nogal goed deurgekom. Universiteit was haar grootste bol. Hermine skryf daaroor en sy sê, op het met jou outfits van die tyd, parmanta gekryf en sterkies roes gebleik. Expedities rifref toe, jou koorgrote Manel pakkerige Amadeus 80 moedes in jou lang hale bene gepas, soos Annie Lennox. Excuse, wat ook kon net pas speel met New Wave dans en daarby. Ek onthou hoe sy vir my gesê het, dat sy die enigste mens op Baastie was, wat al haar vakke geherk, behalwe nie. Sy het gesê dat sy haar graad 2 keer gekry het. Hoe sy vir prof Dian Hubert van Sosiologie moes gaan smeer en oortuig om net te mag te speel. Annie het 'n presence gehad, enige iemand met daar in aanraking gekom het, is nie dieselfde mens van haar weg, as wat hy haar ontmoet het. Sy het 'n indruk gelaat, al was dit net haar hare, of haar genus quad, hoe dit erg wat het beteken nie, maar dit gegrimeerd to perfection, moet haar lippe aan nie. Mooi klere, effens vreemd, maar wat haar was. Dit is echt nie waar haar skoonheid wil hê. Ek gaan hierdie moet lees wat ander mense gesê. Dit loop soos 'n groot draaitjie hier alleen. Melissa North, ken agter. I will always remember your special spark in your bright, enthusiastic soul and hold your memory with much love. Thank you for your presence and friendship. Aletta Nieuw. En wees ons laaste WhatsApp boodskap oor en oor. Wat 'n geweldige verlies vir ons almal. Jy was my eerste bestuurder by Momentum. Ek onthou jou passie vir mense, diens en omgee. Ek kon 'n hond uit 'n bos uit, kuier, 'n paard aan die gang kry, aan die gang loop. Ek gaan jou boodskappe te haar, net jou hele mense mis. Jy die wêreld 'n beter plek gaan. Jy het my 'n beter mens gemaak. Jy het ons harte geraak. Jana Albert het gesê, aan die ou soos ek jou noem het, my hart is so seer. Jy was 'n wonderlike mens, jy is 3 jaar daarna, so hartseer, maar jy is verlos van al die pyn. Dankie dat ek 'n mens soos jy kon ken. Hoe wie het geskryf? Jy het so my aangetrek, so uniek, toch so mooi. Jou make-up het by jou bril of jou naels gepas, blauw, pink en 8 so enige kleur. Ek wens ek nog 'n paar vakansies vergelyk, wie die mooiste, donkerste tan het.
wil jy nie nog een keer my binnen is baie opmaak, skoon gewas. Dat iemand daar geslaap nie, met handdoek reg gesit, asof ek 'n belangrike persoon is met kyk. Ek gaan dit mis om laatand by die huis te kom, met jou wat op die stoep sit en net verhoor my aan. Jy was goed, so het jy vir my gesê. Klaas, ja, aan die ene, hulle was al alles. Sy was oneindig lief vir julle. Johan, jy is haar sister. Nou so kan ek aangaan vir ure, want daar was bladsy en bladsy kon noem, maar ek so graag wil hê dat ons maar moet onthou, is eintlik 'n lewensliste van mens wat se lyf in die daar kon nie meer. So, Klaas het vir my dit gegee, en dan met die trane van my, kan jy sien. Ons as familie waar weer oprecht om ons besorgdheid en ondersteuning tydens ons verlies. Ons wil graag dankie sê aan almal en die besonder aan die volgende. Dr. Annelie Fourie en Dr. André de Kok, die personeel Strysbaai apteek, die Albreen personeel Strysbaai kliniek, die Daarsdorp, Verstil Hospitaal personeel, Strysbaai kommissie vir die professionele hantering van ons verlies. Dominee Francisca Andrag Meyer van die kerk, Strysbaai vir die gelofte diens en wat ook sommer verlede donderdag vir Piani gehelp het, voorbereiding vir Vrydag, sy examen waar sy aangedruk moet skryf. Juffrou Jolanda, die skoolhoof van Piani, sy graad 4, juffrou baie dankie vir al die bystand en teenwoordig in ons lewe. Dankie vir al die liefdegaves, afgelewer by die huis en my skoondaal akademie personeel en maatskap Piani vir ondersteuning. Christen Marie Williams, die pianist, jy speel baie goed. Ek kan self gebeur saam sit. Ons Koster, die Wies-Koosthuis in afgetrede Soedendaal, meneer Herman Koosthuis vir die liedere geskryf vir spesiale dank aan Johanna de Wewe, die Janie al groot maak, toe papa weggewerk het op die pad. Dit is die juweel wat niemand kan vervang. Dankie dat hy hier is en familie verlaat het, om na Annelie, om na mama soos jy Annelie genoem het, om te sien dat jy steeds hier vir my en Piani is. Dankie vir die kerk, die vriende, Veelsterlaan 37, bure en vriende van ons in Strysbaai, Skouwendam, Kaap, Strand, Kalfria, Mosselbaai, Roberts, en oor die hele land, Annelie en Klaas Matriekgroep, van die 84 van die groep Hoorskoep, Wenkel, die Louwe van Wyk en Geeskeef groepe, Meetlink en die Suidelike familie. Maar spesiale dank aan Violetta Kreer, die familie Lindel en Amelie Koetsie en kinders van die kerkverzorger, Leon Hansen, Celestie, Jan Kroel, de Wet, Mila, Jani Somaai, Tony, Louise, Lief, Fred, Tania, Kai, Marie en Gert van Susanne ons buurvrou, Susanne. Dankie vir julle ondersteuning in hierdie tyd. En ook vir die verversing, spesiaal my pa Sol, wat sy dogter verloor het, dat Sofia, wat ongelukkig nie hier kan wees, as gevolg van hulle fysieke omstandighede, Tannie Hetty, oor maak my skoolmaak, sy lewensvriend. Waarvan afboek, dit is een heel van sy omgeving. Dankie aan Windel en Celestie vir die foto. Die Loune is ander jare, die Vratoms, neef Johan, Willemien Molle, buurman Freddy, wat altyd wel saam was, Koenie en Suzanne Snoek. Ons dochter van Wyk, Biani van Wyk, en Steen in ons gewerk. Vir my en vir Marie, anders aanbraak, wat daar Wyk van Wyk. Is hier ook nie wat die so rondgeloop het, Jana en Hanke van Wyk, Swellendam, vrienden, Bartelen aan Nelda, en kinders in die naam, en Willie van Skalken, Willem, Chris, die Christelike Kerk. Dankie vir die familie en vrienden wat hier is vandag, en verder ons bereid, vir al die boodskap van die oproep van vertroosting. Die lied aan die begin van die gelofte dienst, het Klaas van Angie op hulle trouwe gesin, wacht net na afloop van die dienst vir
aan die klas instituut het dan only self bring provider as gevolg van COVID protocols van lewe en welkom teen versus. By juis sien dat heel sterk lang Het is altijd moeilijk in zo'n situatie om te blijven praten. Ons is dankbaar dat jou stem gehou het met eigen muziek. Annie van Wyk is die woord van ons al weggeneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. Johannes 11 vers 25. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou almal? 1 Korintiërs 15 vers 54. Daarom tree ons wel, maar nie soos ander mense wat geen hoop het nie, volgens 1 Tessalonisense 4. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring hartseer en pyn. Tog gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy verlig ons span. Hy staan ons met sy liefde by en beloof om die pad verder saam met ons te stap. Die dood roep ons almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons kan lewe of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ons gaan daardie oorwinning vier met die oorwinningslied wat op die blaadjie gedruk is. En daarna gaan ek die seën uitspreek en dan gaan ek die liedere sit dat ons die twee liedere luister wat so belangrik was in ons lewe. Kom ons staan. Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap die Heilige